verander, 'n verleentheid en 'n geleentheid. Halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie sê die Here vir my? Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Een hartelike goeienaand, ek groet u in die wonderlike naam van Jesus Christus, die koning van alle konings. En 'n mens kan nie glo hoe gou 'n week verbygaan nie. Maar hier is ons weer sommer hier in jou sitkamer vanaand en waar jy jouself ook al bevind en is dit altyd 'n voorreg om met u te kan gesels en ek is seker dat daar is 'n paar nuwe mense wat bygekom het wat ook hulle kruiskyk dekodeerders bekom het daar by kruiskyk en indien u sou belangstel om nog te bekom en u weet wie om te skakel nie, kan u net met kruiskyk se kantore skakel en hulle sal met groot liefde vir julle te hulpsaam wees en vir julle daardie dekodeerders laat bekom. Nou ek wil vanaand vir ons lees hier uit Exodus uit in die Ou Testament, Exodus 14. So gaan so 'n bietjie spring, so bear with me. Ek gaan hier vanaf vers 1 lees. Hy sê, toe het die Here met Moses gespreek en gesê, sê aan die kinders van Israel dat hulle moet omdraai en laar opslaan voor Pi-hahirot, tussen Migdol en die see. Reg teenoor Baal-Zephon moet julle laar opslaan by die see. Dan sal Farao van die kinders van Israel sê, hulle is verdwaal in die land, die woestyn het hulle ingesluit. Ek wil net gou daar stil staan. Hier sê die Here vir hulle, nadat hulle weet hulle moes trek, sê die Here vir hulle, maar nou moet julle omdraai. Ek wil vir jou sê, soms maak die plan van die Here vir jou en my nie sin nie. Soms lyk dit of ons dalk op 'n verkeerde pad gaan beweeg. Maar hier sien ek hoe die Here sê, hy sê aan die kinders van Israel dat hulle moet omdraai. So God werk met 'n plan. God werk nie altyd soos wat ek en jy dink hy moet werk nie. En God werk op sy eie manier. Hy sê, dan sal Farao dink dat hulle verdwaal het in die land, die woestyn het hulle ingesluit. Dan kom ek hier by vers 4 en hy sê, en ek sal Farao se hart verhard, dat hy hulle agtervolg. En ek wil my aan Farao en sy hele leermag verheerlik, en die Egiptenaar sal weet, dat ek die Here is, en hulle het so gedoen. So hier sien ek in vers 4, dat het God se manier sal wees, want God sê, hy sal Farao se hart verhard. Hoekom? Want hy wil homself openbaar aan Farao en aan hierdie hele leermag sal die naam van die Here groot gemaak word oor dit wat God vir sy volk gaan doen. Hy sê, toe die koning van Egipte berig ontvang dat die volk gevlug het, die hart van Farao en van sy dienaars teenoor die volk verander, en hulle sê, wat het ons nou gedoen, dat ons Israel laat trek het, sodat hulle ons nie meer dien nie. En dan kry hulle hierdie hele army by mekaar, van sy sterkste manne. Vers 8, en die Here het die hart van Farao en die koning van Egipte verhard, sodat die kinders van Israel agtervolg het. Maar die kinders van Israel het deur 'n hoë hand uitgetrek. Koningskind, jy wie vanaand hier ingeskakel is wat luister, sien jy wat God doen? Soms maak die plan van God in jou en my lewe maak dit vir jou en my in daai situasie en in daardie sekere omstandigheid nie sin nie. Maar die woord van die Here sê, al het hierdie man, hierdie Farao se hart verhard geraak, so met ander woorde, as iemand se hart verhard is, jong, daar's bitterheid, daar's woede, en dan wil jy nou ingryp, sê hy, dat die kinders van Israel het deur 'n hoër hand uitgetrek. Nou ek en jy is op hierdie aarde,
En ek wil vir jou sê, ons is verseker besig om deur te trek. Ons is op pad na die hemele. En hierdie pad wat ek en jy op is nie altyd maklik nie. Maar as ek en jy dan weet, dat ons kinders is van die Allerhoogste God, dan moet ek en jy vanaand net weet, daar is 'n hoër hand oor jou en oor my. Daar is iemand wat voor ons uitgaan, wat voor ons uittrek, wat hoogtes gelyk maak. Daar is iemand wat nog steeds in beheer is van jou lewe en van my lewe. En niks anders sal met ons kan gebeur as wat God besluit het nie, sy raadsbesluite oor ons. Nou gaan die woord verder, hy sê en Egiptenaars het hulle agtervolg, al Farao se perde en strijdwaans, sy ruiters en sy leermag, en hulle ingehaal, terwyl hulle in die laar gestaan het by die see by Pi-Hagirot voor Baal-Zephon. Toe Farao naby kom, slaan die kinders van Israel hulle oë op, en kyk daar trek die Egiptenaars agter hulle aan, en hulle het baie bang geword. Daarop het die kinders van Israel tot die Here geroep. Nou ons as kinders van die Here kom baie keer in situasies en omstandighede, en ek dink nou vir 'n oomblik aan die kruisiging, toe Jesus benoud geraak het, sê die woord. En hy bid en hy sê, Here, maar as dit U wil is, laat U die beker by my verbygaan, maar nogtans nie my wil nie, maar U wil. En hier kom die kinders van die Here en hulle is in die situasie en hulle weet daar se hoër hand wat hulle uittrek en hulle weet die Here het gesê hulle moet trek. En skielik raak hulle bang, want hulle besef hier is 'n vyand wat besig is om hulle te agtervolg, wat besig is om hulle in te haal. En die woord van die Here sê, daarop het die kinders van Israel tot die Here geroep. My vraag is vanaand, na wie roep jy wanneer jy in 'n situasie is? Na wie neem jy en ek ons toevlug wanneer dit vir ons lyk daar is niks wat vir ons in sig is, 'n uitkoms nie. Dit lyk of ons voor 'n deur is. Dit lyk asof die vyand in ons nek blaas, die skuld eisers klop aan jou deur. Dit lyk of jy jou huis gaan verloor. Dit lyk of jou huwelik op die rotse is. Dit lyk of daar geen finansiële voorspoed vir jou in sig is nie. Jou koskaste is leeg. Jy's verslaaf, jy's aan dwelms verslaaf, jy's aan drank verslaaf, en dit lyk net of daar vir jou geen uitkoms is nie. Na wie roep jy wanneer dinge vir jou begin sleg lyk? Ek wil vir jou sê, die woord sê, hulle het tot die Here geroep. Ons het 'n toevlug, ons het iemand wat daar is vir ons, en in hierdie laaste tyd waarin ek en jy lewe, moet ons leer om hierdie hoër hand te vertrou met alles wat in ons is. Ons moet leer om swaar te leun op die arm van die Here, en nie te steun op die arms van vlees nie, want die woord van God sê, jy's vervloek as jy dit doen. Die woord gaan dan verder en hy sê in vers 13, hy sê, maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk, want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Ek wil vanaand vir iemand sê wat luister, vir iemand wat op en ek is lief om dit te sê, wat op moedverloorse vlakte sit, vir iemand wat vreesbevange is, vir dit wat vir jou mag voorlê. Miskien het jy 'n doktersuitspraak wat nie goed is nie, en jy's bang vir die pad vorentoe. Miskien sukkel jy met kinders wat nie die Here wil dien nie, en hoe meer jy bid, hoe meer lyk dit of hulle heel agtertoe gaan, en meer backslide, en al hoe meer terugval, en al hoe meer vasgevang raak in die dinge van hierdie wêreld, en in sonde vasgevang raak. Ek wil vir jou sê, daar is 'n hoër hand wat vir jou en my daar is. Daar is iemand wat ek kan aanroep. Dit maak nie saak waardeur ek gaan nie. Dit maak nie saak wat se stryd ek sien voor my nie. Wat ek agter my dalk raak sien, hoe die vyand my inhaal nie. Hoe die dinge my wil inhaal nie. Dit maak nie saak nie. Daar is 'n hoër hand
wat daar is vir my en jou. En ek vra weer die vraag, na wie roep jy? Na wie neem jy jou toevlug? Gaan jy nog na jou binnekamer toe? Is jy nog bereid om jou knie te buig voor die Here? Ek wil vir jou sê, die pad vorentoe is nie maklik nie, hoor. Dit raak al hoe moeiliker. Hoe nader ons kom aan die tyd wat die Here vir jou en my gaan kom haal, hoe meer is die vyand besig en hoe meer is hy op ons spoor. Ek wil sommer sê, hy sny spoor, hy's daar, hy wil ons inhaal, hy wil vir jou en my vernietig, want die woord van die Here sê, dat hy gaan rond soos 'n brullende leeu, en hy kyk wie hy kan verslind. Maar daar is net een ware vriend, en Jesus is sy naam. En hier sê Moses vir die volk, hy sê, man, julle moet nie bang wees nie. Julle moet net vas staan, en julle moet vandag aanskou, nie môre of oormôre nie, aanskou vandag die verlossing, wat die Here vir jou en my gaan bewerkstellig, en reeds eintlik bewerkstellig het. Ons gaan dit in besit neem. Maar ek wil jou vra, hoekom vrees jy? Want as jy vrees, dan glo jy mos nie eintlik nie. En Moses kom in, sonder 'n twyfel, is hy so vasberade, en hy sê vir hulle, hy sê nie, maar ek vra nou mooi vir julle, moet nou nie bang wees nie, ag julle kom nou bietjie, nee, hy sê, wees nie bevrees nie, dis 'n bevel, moenie bang wees nie, staan vas en aanskou, kyk die verlossing, wat die Here vandag vir jou en my gaan gee. Ek weet nie wat jou probleem is nie, ek weet nie wat se moeilikheid jy in is nie, ek weet nie wat jou krisis is nie, maar hier is 'n woord vir jou, en die woord sê, wees nie bevrees nie, kind van God, moenie bang wees nie, moenie angstig rondkyk nie, moenie terugkyk nie, maar staan vas en aanskou die verlossing, wat die Here vandag vir jou gaan bewerk. Ek wil vir jou sê, there is something good that is going to happen to you, as jy kan leer om vas te hou aan elke belofte van die Here, as jy kan leer om vas te staan in die geloof, onwankelbaar, en te weet dat vandag is die dag wat jou deurbraak gaan kom, of dit in die oggend is, of dit in die middag is, en of dit in die aand is. I know somebody that knows just what to do for you and me. En dan sê hy sê die Here sal vir julle stry, en julle moet stil wees. Wow, is dit nie awesome as jy weet, daar is 'n hoër hand wat oor jou en my is, daar is iemand wat voor ons uitgaan, wat hoogtes gelyk maak, daar is iemand wat sê, man kyk net, jy moet net staan, en jy moet net kyk, en jy sal sien wat God vir jou kan doen, wat God vir jou sal doen, en wat hy graag vir jou wil doen, because we serve a great, big, wonderful God. Ons dien die Here wat enige iets kan doen. Job sê dit so mooi, hy sê, want geen plan is vir my God onuitvoerbaar nie. So hier is die enemy, die vyand is op hulle spoor, en hulle haal hulle in, en hulle kom hier, by die see, en nou moet hulle besluit, ons kan eintlik nie hier deurgaan nie, menslik gesproke, want ons gaan verdrink. Hier agter my kan ek nie terugdraai nie, want dan gaan ek my vasloop en hulle gaan my doodmaak. So wat moet ek doen? Ek moet staan, en ek moet vandag my verlossing aanskou, en ek moet sien hoe die reddende regterhand van God vir jou en my deurkom, deur jou krisis, deur hierdie donker muur wat voor jou is. Jy sien net donker voor jou, maar ek wil vir jou sê, wanneer jy gaan leer dat God nog altyd in beheer is, al lyk dit of die paadjie wat jy nou loop vir jou nie sin maak nie, wil ek vir jou sê, God is in beheer, en hy sê, jy moet net stil staan, en jy moet aanskou, en jy moet na hom roep, en jy moet glo, en jy moet vasstaan in die geloof, onwankelbaar, en jy sal sien hoe hierdie see voor jou en my oop gekloof word. Jy sal sien hoe daai huwelik gered word, jy sal sien hoe vrees verdwyn, jy sal sien hoe depressie verdwyn, jy sal sien hoe siekte toestande verbreek word in die naam van Jesus, jy sal sien hoe jou ongeredde kinders weer by die Here gaan uitkom, maar jy moet vasstaan, vasberade wees, jy moet staan, en jy moet aanskou die verlossing wat die Here, nie 'n mens nie, nie 'n bank nie, nie 'n instansie nie, maar die Here homself vandag vir jou en vir my sal bewerkstellig. Halleluja. En nou gaan hy verder, en hy kom hier so, en hy sê,
In vers 16, hy sê, en jy hef jou staf op, en steek jou hand uit oor die see, en kloof dit, sodat die kinders van Israel dwars deur die see, op droë grond kan trek. Dan kom ek by vers 21, hy sê, toe steek Moses sy hand oor die see uit, en die Here deur 'n sterk oostewind die see laat wegvloei, die hele nag deur, en die see droog gemaak, en die waters is gekloof. Ek wil vir jou sê, selfs in jou donkerste oomblik, is God besig om die see te kloof. Selfs in jou donkerste nag, wil ek vir jou sê, is die Here besig om 'n sterk oostewind te skep, dat die see kan wegvloei, dat dit kan droog word, sodat ek en jy met gemak kan deurtrek na die ander kant toe, want dit is nog steeds hy wie die hoërhand is, wat vir ons sal deurlei. Dit is nog steeds hy wat voor ons uitgaan en die hoogtes gelyk maak. Hy sê, en die kinders van Israel het midde die see getrek op droë grond. Die waters was vir hulle 'n muur aan hulle regter en aan hulle linkerkant. En nou bly dit nie daar nie. Jy sien, baie keer dan kom die Here vir ons deur, en hy kom altyd vir ons deur as ons vas kan staan, as ons kan glo, as ons sonder om te twyfel weet, dat wat hy gesê het, die waarheid is. Koningskind, hy het ons 'n plek gaan voorberei. Glo jy dit nog? Gaan jy nog aanhou glo? Maak nie saak die storm waarin jy dalk is vanaand nie. Glo dat hy gesê het, hy kom weer om vir jou en vir my te kom haal. En dan sien ek, as ek so verder gaan hier in Exodus 15, hoe die woord van die Here sê, toe het Moses en die kinders van Israel die lied tot eer van die Here gesing, en dit is wat hulle gesê het, ek wil sing tot eer van die Here, want hy is hoog verhewe, die perd en sy ruiter het hy in die see gewerp. Die Here is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. Hy is my God, hom sal ek roem, die God van my vader, hom sal ek verhef. Het jy nog daardie lied in jou hart, koningskind? Om te weet dat wat hy gesê het, sal hy doen. Die Here is geen aannemer van 'n persoon nie. As ek en jy net kan besef, dat as die Here vir jou sê, gaan links, beter jy gehoorsaam wees. Want God se plan is baie beter as wat ek en jy kan dink. God weet wat vir jou en my op die horison lê, hoor. En God weet wat hy wil doen deur die pad wat ek en jy moet gaan. En dan, die tweede ding is, dat ons sal weet, dat hy is die hoërhand wat vir jou en my deurdra. Hy is die hoërhand wat vir ons sal deurtrek en uitlei, totdat ons eendag by hom gaan inwoon. En dan moet ons weet, dat die woord van die Here sê, dat ons nie moet vrees nie. Die volmaakte liefde van die Here dryf die vrees uit. Staan vas in die geloof. Moenie laat die winde en die storms van die lewe kom, en daar die bootjie wat so dor op die see, wat so rond skarrel op die see, moenie worry nie, want Jesus is binne in die bootjie, en hy maak nog storm stil, hoor. Hy is nog steeds die een wat sê see en storm raak stil. Hy is die een wat vir jou gaan deurtrek. Hy is die een wat namens jou en my gaan veg. Maar wat ek wil mee sluit is, dat ons nie sal vergeet om vir die Here altyd dankie te sê nie. Terug te gaan, ons loflied te sing, tot eer van die Here, want hy het wonders gedoen, tot binne in my siel, halleluja. Here, dankie, dat hy nog steeds die wonderwerker is. Dankie, Here, dat geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. En dankie dat daar verlossing is, Here. Dankie dat daar redding is. Dankie dat daar genade is. En dankie, bo alles, Here, dat daar uitkoms is vir u kinders, is my gebed in Jesus naam, en ek dank u daarvoor. Amen. Mag die Here u seën, en dankie dat ek by voorbaat kan sê, daar is uitkoms vir jou en vir my. Die Here seën.
my Jesus, waarom is hy so dierbaar vir my? Omdat hy as vriend en heiland by my vir ewig sal bly. Van engele koor